sommer tuis hierso. En dankie vir die voorreg dat ek hier kan wees in Pastoor Willie se besigheid. Wil ek hom ook sê dankie dat ek by julle kan kom kuier vanoggend en ja, hy's 'n wonderlike leier. Ek ontmoet so nou en dan met hom vir 'n koffie en ons gesels en ons deel. Hy en my pa was ook, kom ons sê, goeie kollegas, vriende gewees. Vir die van julle wat nog kan onthou, Pastoor Steven Raas, dit was my pa, wat oorlede is in 2020. En maar ja, wat sê die woord? Die dood vir 'n Christen of die wat Jesus liefhet is 'n wins. En ons sien hulle weer. So hy hou so lank fees in die hemel totdat ons hom gaan ontmoet daarso. So ek hoop nie ek is 'n slegte plaasvervanger vir julle vanmôre nie. Maar ek glo die Here het hierdie woord op my hart gesit om met julle te deel en ja, so dis vir my 'n groot voorreg om hier so te wees. So ek wil vanoggend begin. Kom ons sluit net gou van ons oë. Dankie Abba Vader vir die voorreg wat ek het om hier by Helderbaai gemeente te kan kuier vanoggend, Here. Ons wil sommer nou in die begin erken. Sonder u Gees, u Heilige Gees, kan ons niks doen nie en wil ons niks doen nie. En Here, daarom bid ek en ek vra dat u Heilige Gees vanoggend 'n werk kan doen wat geen mens kan doen nie. En dit is om tot elke hart te spreek deur hierdie woord. Here, ons is net mense en ons is valbaar, maar Vader, wanneer ons onsself beskikbaar stel, dan kan u 'n kragtige werk doen deur ons. En dit is my gebed vanmôre, dat hierdie woord tot elkeen sal spreek, Here, en harte sal verander en denke sal vernuwe, sodat ons anders hier sal uitstap. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Okay, right, begin. Ek spring weg. Ek moet nou net onthou dat ek my slides moet change. Ek wil vanoggend begin deur vir julle te lees uit Filippense 3 vers 10. Paulus sê, hy sê, my vers is in Engels, maar dankie tog almal kyk ons TV, so ons almal verstaan. Paulus skryf hierso, hy sê, I want to know Christ and experience the mighty power that raised him from the dead. Nou, hy sê daar, I want to know Christ. Nou, toe ek nou hierdie gelees het en niemand van julle gesnak na julle asem nie, en gesê, nee. Maar die gehoor met wie Paulus daai dag gepraat het, het dalk gesnak na hulle asem. Ek gaan vir jou sê hoekom, want die woord nou, by ken, is nie soos die woord in Engels wat ons gebruik soos ek verstaan, ek het dit in my brein, ek het begrip nie. Dit is die Griekse woord wat hier gebruik word vir ken of vir know is gnosko. En gnosko beteken to know intimately, om intiem te ken. Nou hierdie woord word pas deur die Jode gebruik as 'n idioom of as 'n om die verhouding tussen 'n man en 'n vrou te beskryf. Okay, daai intieme verhouding. So as hulle wou gepraat het van die intieme verhouding tussen 'n man en 'n vrou, en dit nie inappropriate wil laat klink dit nie, dan het hulle die woord gebruik gnosko. Okay. So hulle het geweet wat dit beteken en is nie 'n seksuele term nie, dis 'n term wat intimate closeness, nabyheid beskryf. Intieme nabyheid. En Paulus gebruik dit hier en hy sê I want to know Christ. Ek wil werklik Christus ken, gnosko. En almal het gesê wat in daai tyd moes gehoor het seker gesê, jy kan nie daai woord daar gebruik nie. Jy kan nie daai tipe woord daar gebruik met God nie, want vir hulle God was ver. God was heilig. God is groot, God is distant, God is op die tablette. Ons kan nie daai woord gebruik vir hom nie. En Paulus sê so, nee. As jy die krag en die intimiteit van ons opgestaande, resurrected God wil beleef in jou lewe, dan moet jy op 'n plek kom waar jy hom intiem leer ken. Okay. So, ek het groot geword in die kerk, my pa was 'n pastoor en ek was nog nie 'n week oud nie, toe was ek al in my doeke by die kerk gewees. En daar was ek elke Sondag en ek is nou al 34 jaar oud en ek doen dit nog elke week en as ek weggaan vir 'n naweek en ek woon nie 'n kerk by nie, dan is my hele week te mekaar. So ek ken nie 'n ander lewe nie, maar ek vertel nou nie dit om vir jou te beïndruk nie. Want vir meeste van my 34 jaar wou ek nie daar wees nie. Ek het alles geken van kerk. Ek het gehoor van Jesus. Ek het geweet wie hy is.
ek kon alles vir hom vertel van hom in die Bybelstories, maar ek het nie Jesus geken. Ek het alles van hom geken. En ek is lief vir die kerk, en ek is lief vir die kerkse mense, maar ek was nie daai intieme verhouding met Jesus gehad wat nodig was. So niks in my lewe het verander nie. En vir baie jare het ek kerk toe gegaan, en saam met my ma, jy weet, dit word al verwag van jou, as jy pastoor se kind is om daar te wees, Herman. En so ek was daar en dit het mooi gelyk, maar aan die binnekant was nie 'n verhouding. En ek het hom eers hierdie genoskap in die afgelope paar jare in my groot menslewe. En weet jy wat, ek is so dankbaar, ek vertel dit vir julle, want ek is so dankbaar dat die Here so genadig en geduldig was met my tydens daai jare wat ek hom nie geken het nie. En so ek was in die kerk, maar ek was ver van Jesus af. Dis 'n baie gevaarlike plek om te wees. Kyk wat sê Jesus in Matteus 7 vers 21 tot 23, hy sê, "Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven." Dit was ek vir baie jare, en hy gaan aan om te sê, "But only the one who does the will of my Father who is in heaven." En dan sê hy die volgende scary statement. En dis hoekom ek hierdie boodskap bring vanoggend. Hy sê, "Many will say on that day," en daai dag verwys na oordeelsdag. They're going to say, "Lord, Lord," and they're not going to end up in heaven. "Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name drive out demons, and in your name perform miracles, and still not get in." Kyk, jy kan ook enigiets godsdienstig by hierdie lys voeg. Hulle het die Bybel geken, hulle het kerk toe gegaan, hulle is gedoop, hulle is het nagmaal gebruik, hulle het die liedere gesing. En Jesus sê hierso, dis nie waarvoor ek soek nie. Ek soek nie vir hierdie dinge. Kyk wat sê Jesus gaan hy doen. "Then I will tell them plainly," en hier gebruik hy weer daai woord, "I never knew you." Ons het nie daai genoskap gehad nie. Nou, Jesus sê hierso, nee, ek soek nie vir godsdienst nie, ek soek vir verhouding. God isn't looking for religion, He's looking for a relationship. En niks op hierdie lys wat ek nou genoem het, of wat ons nou gelees het, hierdie godsdienstige lys, gaan tel op die dag wanneer ons voor die Here staan nie. En ons as leiers, predikers, kerkleiers, moet seker maak, dat wanneer ons hier staan, dat mense verstaan, dat kerk gaan nie oor kerk nie, en kerkdinge, en churchy goed, en om godsdienstig te wees nie. Dis alles mooi, en dis alles goeie dinge, maar dis nie wat jou in die hemel gaan kry nie. Wanneer ons staan voor die Here eendag, en jy sê, "Maar Here, ek het my Bybel gelees." Nee. Ek het jou liedere gesing. Nee. Ek het Helderbaai gemeente toe gegaan. Ja, nee, dit is nie. Dit is nie. Ek wens dit was, maar nee. Okay? Of jy dit glo of nie, dit verander nie die feit dat ons almal eendag voor die Here gaan staan. Ons gaan 'n oomblik hê waar elkeen van ons individueel voor God gaan staan, voor sy troon. Ons noem dit die white throne judgment, die groot wit troon oordeel. En dis, ek noem dit die everybody judgment, waar almal van Adam tot by die laaste persoon 'n kans gaan hê om voor Jesus te staan of voor God te staan. En ek weet nie lekker hoe dit gaan werk nie. Ek wil in my hart glo dat ons nie in 'n ry gaan staan om daai afspraak te hê. Ek dink iemand gaan ons seker kan ek asseblief rustig raaf kry? Bring op van my deur asseblief die kort een, ja. Ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar ek weet wel ons gaan elkeen voor die Vader staan en hy gaan iets vra in die lyn van op watter gronde kan ek jou inlaat? Of kan ek jou toelaat hierso? En as jy enige van daai godsdienstige redes gaan doen, weet jy, dan gaan dit nie die regte een wees nie. Die regte antwoord gaan wees, dit gaan verhoudingsantwoord wees, dit gaan die antwoord wees van, Here, my lewe was nie perfek nie, maar ek was in liefde, ek was in 'n liefdesverhouding met U.
En op die einde van die dag is dit al wat saak maak. Ons kan al die mooi dinge doen van kerk en ons kan al hierdie pragtige dinge probeer reg doen en 'n goeie lewe lewe en al die, ek wil tierlantynkies en versierings opsit, maar weet jy wat, op die einde van die dag soek God net daai intieme nabyheid van ons, daai verhouding. Dis al wat saak maak, daai genoskap, daai intieme nabyheid. En as jy net besig is om 'n boksie af te tik, moenie my verkeerd verstaan nie, ek bly jy's hier en ek bly jy woon in diens by, maar dit is dieper as dit. Dit gaan dieper as dit. Kom ek wys jou nog 'n plek in skrif, Matteus 15. Hierdie een is baie snaaks vir my, dit sê, ek gaan op jou sê. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, why do your disciples break the tradition of the elders? Like, jou disciples doen dit nie reg nie. Moan hulle nou by Jesus. En by the way, daar gaan altyd een of ander godsdienstige groepie wees op die reis, geestelike reis wat ek en jy aanpak. En hulle gaan of sê, nee, julle sing verkeerd, of julle dra verkeerde klere, of julle briefie is verkeerd, of julle bid verkeerd. En mense moet pas op vir sulke mense, want hulle gaan jou ook fokus op die verkeerde dinge. Okay, daar is net 'n side note. En hierdie storie van die Fariseërs, hulle mou nou by Jesus, want die disippels het nie hulle hande reg gewas. Okay. They don't wash their hands before they eat. Nou, dit beteken nou nie veel vir ons nie, maar in daai dag, vir jou om in 'n kerkgebou in te gestap het op die tempel, moes jy eers 'n seremonie van was toepas buite die deur. So daar waar die deur staan, sou daar nou 'n groot waskom gewees het, en daar sou iemand aangestel het om te kyk dat jy jou hande reg was voordat jy die gebou inkom. Dank die Here, ons doen nie met dit nie. En dan het hy gekyk, ek noem dit sommer Inspector Wash. Inspector Wash het daar gestaan en hy het gekyk dat jy jou hande reg was. En dit was ook 'n groot storie, want in daai tradisie, jy kon nie net jou hande was en, okay, dis nou gewas en die water mag nie van jou vingerpunte afgedrup het nie. So jy moes jou hande was en hulle so op, die water moes deur afloop by jou elmboog en by jou elmboog afdruk. Want as dit by jou vingerpunte af is, was dit verkeerd. Okay, en Inspector Wash het dan vir jou sê, nee, verkeerd, jy doen dit nie reg nie. Okay. Nou kyk wat sê Jesus vir hulle nadat hulle nou hierdie godsdienstige dinge opbring. Jesus replied, and why do you break the command of God for the sake of your tradition? Nou, wat is die command of God? Onthou, Jesus wat gevra, wat is die grootste commandment? En hy sê, liefde. Love your Lord, your God with all your heart and all your soul and all your mind and all your strength. Okay, but when Jesus answered, what's the most important thing to you? Kyk wat het hy geantwoord. Hy het geantwoord, hoeveel jy kerk toe gaan, hoe baie nagmaal het jy gebruik, hoeveel het jy gegee, hoe baie het jy gesurf, hoeveel het jy jou Bybel gelees, hoeveel het jy gegee, al die dinge, hoeveel het jy gebid nie. Al die dinge is belangrik, maar dis nie die mees belangrikste nie. Jesus het gesoek vir verhouding. Hy sê, and you nullify the word of God for the sake of your tradition. Kyk wat sê hy, you hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips. Hulle kom kerk toe, hulle woon by, die boksie word afgetik, hulle doen hulle ding, maar wat sê Jesus? Maar hulle harte was ver van my af. Jesus wasn't looking for religious stuff and actions, he was looking for their hearts. I said, they worship me in vain, their teachings are merely human rules. Nou, daar is nog een plek in die woord dat ek jou wil wys, as jy nog nie oortuig is nie, en dis in die vorm van 'n gelykenis. Nou, 'n gelykenis is 'n opgemaakte storie, en Jesus het baie van hulle vertel, hy was 'n meester storie verteller, en net soos Tony Welly. En in Matteus hoofstuk 25 vertel hy hierdie gelykenis, en dis eintlik nogal snaaks vir my, want baie keer in die Bybel, wanneer Jesus hierdie gelykenisse vertel het, is hy amper asof hy besig is om die betekenis daarvan deur die loop van die verhaal probeer hy trek uit die disippels uit, en aan die einde dan flip hy dit op hulle, en dan sê hy, nee, dis eintlik waaroor dit gaan. En hy doen dit hier ook. Kom ons lees dit van Matteus 25 vers 1 tot 12. Hy sê,
At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins. So nou dink die disciples al klaar, ja? Okay, dis hoe jy inkom. You gotta be a virgin, you gotta be clean, you gotta be pure. Okay? Who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil. So nou dink die disciples ek al klaar van ons ook, ja, okay, hulle het nie genoeg gebid nie. Hulle het nie genoeg kerk toe gegaan nie. Hulle was nie voorbereid genoeg. The wise ones, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom, dit is Jesus, die Bybel beskryf hom as die bruidegom, wat terugkom vir sy kerk, ons is die bruid, okay? Weereens, dis 'n metafoor vir daai intieme verhouding tussen 'n bruid en 'n bruidegom, okay? The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Met ander woorde, Jesus kom terug, nee? En hy kan terugkom enige tyd nou. En ek sê dit om jou voor te berei, nie om jou bang te maak nie, to prepare you, not to scare you. En ek voel, daar's 'n dringendheid in my gees, dat Jesus se koms is naby, en ons moet gereed wees. En ek hoop julle is ook, ek glo julle is. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil, because we didn't show up enough. We didn't do enough to get into heaven. Gee 'n bietjie van jou werke vir ons. Gee 'n bietjie van jou olie, dat ons lampe nie uitgaan nie." "No," they replied, "there may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." In ander woorde, gaan doen nog 'n bietjie werke sodat jy in die hemel kan inkom. Want weer eens, dis hoe hulle dink jy gaan inkom. En Jesus is net besig om hulle hierdie antwoord, hy's busy biting them, want hulle weet nog nie waaroor dit eintlik gaan nie. But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Dit was te laat. Okay, en daai oomblik gaan gebeur, by the way, waar dit te laat gaan wees om 'n besluit te maak. Later, the others also came. "Lord, Lord," they said, "open the door for us." But this Jesus replied, "Truly I tell you." En dan voor ek die laaste deel van hierdie vers vir julle gaan wys, wil ek julle moet dink op grond van hierdie storie, wat dink jy gaan Jesus volgende sê? Nou, die disciples kon dalk gesê het, en dalk dink jy ook so, ja nee, hulle was nie rein genoeg nie. Hulle moes nie slaap geraak het nie. Hulle moes meer olie gehad het. Of hulle moes meer godsdienstige dinge gedoen het. And that's not what he says. Onthou hy byt hulle om hy vraag antwoord uit hulle kry. En hy sê die volgende, "I can't open the door to you because I don't know you." Daai genoske. Ek ken jou nie. He wasn't looking for virginity of die olie, of wat jy gedoen het, of jy wakker was nie. I was looking for your heart. I was looking for that intimacy. I was looking for that closeness. En as jy alles vergeet het wat jy vandag hoor aan hierdie preek, onthou die volgende, God isn't looking for anything more than your heart and your love en jou verhouding. Hy soek nie ons perfeksionisme nie, hy soek nie ons 100% diensbywoning nie, hy soek jou hart. So, hoe sal jy weet of jy nie Jesus ken nie, of jy nie, miskien, hoe gaan jy weet jy het nie hierdie genoske nie? Wel, daar's 'n paar simptome wat gebeur, soos byvoorbeeld, jy probeer dinge reg doen, en is nie maklik vir jou nie, daar's ook frustrasie om dinge goed te probeer doen. Nou, as jy al ooit die Bybel probeer volg het, sonder om in 'n liefdesverhouding met God te wees, dan is dit moeilik. Dan is die Bybel verskriklik moeilik. Maar as jy verlief is en in 'n liefdesverhouding is met God, dan is die Bybel maklik. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Dis dieselfde soos wanneer jy
getrou wil bly aan jou man of jou vrou, maar jy is nie lief vir hulle nie. Dan moet jy heeltyd vir jouself sê, moenie kyk nie, moenie begeer nie, moenie rondkyk nie, moenie rondwaal nie, moenie daai begeer, moenie kyk na daai met sulke oë nie. Maar as jy verlief is op hulle, sien jy niemand, onthou julle nog? Dan is daar niemand anders vir jou wat saak maak. Jy sien net daai. Jy wil nie ontrou wees aan hulle nie. In dieselfde manier, if we're in love with God, dan sê die Bybel selfs, sy commands is maklik. En sonder daai liefde is dit moeilik om daai commands, om daai gehoorsaamheid te hê. En so as jy dan frustreerd is om dinge reg te probeer doen, kan dit wees dat jy nog net weer nodig het om in daai liefdesverhouding met Jesus te hê. Hier's nog een. En dit is, maybe you are envying the love that others seem to have with God. Daar is 'n liefde wat jy dalk optel, wat jy raak sien, wat ander mense met God het, en jy het dalk 'n begeerte. Jy sien hulle 'n regte verhouding met Jesus, 'n lewensgewende verhouding met Jesus, en wat jy nie het nie, en jy besef, jy wil dit ook hê. Nog een is, jy het dalk 'n sens dat iets is missing. Iets is missing. Jy weet daar's meer en jy is nie besig, jy het nie daai meer nie. Ek glo daar's baie mense wat kerk toe gekom het en ophou kerk toe kom, want iewers in hulle lewens het hulle gevoel, die kerkding is net nie so great vir my nie. Ek verwag meer, daar moet meer wees, ek soek meer, I'm looking for something more meaningful. En ek wil net vir jou sê, daar is meer. Daar's altyd meer in God. Daar's altyd meer. En as wat ek en jy al dien jy die Here hoeveel jare, daar sal altyd meer wees, want hy is 'n God van meer. Hy raak nie op nie. Dit raak net dieper en mooier. Dis soos ek wil dit vergelyk met om in 'n diep poel te swem. Jy sal nooit by die bodem kan uitkom nie, want daar's net meer en meer en meer en meer lewe. En so miskien is jy hier en jy sê, okay, jy het my nou oortuig, ek wil graag hierdie liefdesverhouding met God hê. Dalk het ek bietjie verkoud oor die jare, dalk het dinge gebeur en ek kan meer in diepte daai verhouding, ek kan nader kom. Ek is naby, maar ek voel ek kan nader beweeg aan. I want to gymnasto him. I want to be close to him in that way. Wat kan jy doen? Ek gaan vir jou 3 dinge gee en dan gaan ek vir jou 'n storie gee en dan is ek klaar. Eerstens, you've got to open your eyes to how much God loves you. Nou, dit klink so eenvoudig, né? Maar weet jy, ek besef hoe baie mense sukkel met om hierdie liefde van God wat God vir hulle het te begryp, want ons is nie eens lief vir onsself nie. Ons sukkel om God se liefde te aanvaar, want ons sukkel om onsself lief te hê. Of ons vergelyk God se liefde vir ons met liefde wat ons hier tussen mense ervaar op aarde. Dit kan wees 'n ouer wat al vir jou verkeerde prent geskep het van hoe 'n vader 'n dogter of 'n seun moet lief hê, of 'n ma en jy het hierdie wonde waarmee jy loop. En dit beïnvloed hoe jy God se liefde vir jou sien. Ons is so hard op onsself dat we condemn ourselves without the help of the enemy. Ons veroordeel onsself so, dit is nie eers nodig vir die duiwel om ons te oordeel nie, want ons doen die werk op ons eie. En weet jy, wanneer jy nie God se liefde vir jou verstaan, dat God se liefde is nie gekoppel aan jou werke en hoe perfek jy lewe en hoe mooi jy 'n Christen is nie, dan gaan jy altyd voel dat hy nie lief is vir jou nie wanneer jy val. Dis wanneer ons val, dan dink ons, ag nee, weet jy nou, God is kwaad vir my, God is nie meer lief vir my nie, want ek het hom nou teleurgestel en ek is 'n teleurstelling en hier sondig ek alweer en hoe gaan ek ooit hierdie liefde van, hoe kan God lief is vir my as ek so lewe, ek probeer hom behaag, maar hier het ek alweer geval. Ons dink so, en dit is so onbybels en so onwaar. God is nie kwaad vir ons wanneer ons val nie. Hy staan nie met 'n sweep in sy hand en sê, ja, ek het geweet jy gaan weer opmors. Ek het geweet jy gaan weer verkeerd trap.
Wat het daai vader gedoen toe die verlore seun terugkom huis toe? Nadat die verlore seun al die redes vir die pa gegee het om hom te verwerk, hy het uitgehardloop na hom met sy arms. Hy het gehardloop. Joodse mense het nie gehardloop daai tyd nie. Dis 'n skande. Hy het uitgehardloop na hom toe. En ek wil volgens vir jou sê, as ons val, God hardloop uit na ons toe. As ons sê, Pa, Vader, ek het misluk. Vergewe my. Dis hoe hy sê, kom terug. Ek so bly jy is hier. Hy is lief vir ons. Hy is lief vir jou. Hy wil jou ken, hy wil jou hart ken. Mense sê baie, jy is spesiaal vir God, en ja, ons hoor dit, ja, ons is spesiaal, ons is spesiaal. Weet jy, hy is so lief vir jou dat hy bereid was om 'n ding te doen wat nie een van ons in hierdie vertrek bereid was om te doen. En dit is om ons enigste kind te laat doodgaan, sodat ons net die geleentheid kan hê om jou om iemand anders te ken. Ek sal nie dit kan doen nie. As die voorwaarde om jou te ken is om my enigste kind op te offer, dan nice knowing you, dan stel ek nie belang nie. Maar God het dit vir ons gedoen. Hy het sy seun gestuur nie na die wêreld nie, na jou toe. Na jou toe. He was willing to risk the life of his son to experience a brutal murder on a cross, just for the chance for you to choose him back. Net vir die geleentheid dat jy dalk hom sal kies om 'n verhouding met hom te hê. Een van my gunstelinge verse in die Bybel, Romeine 5 vers 8 sê, God het sy liefde vir ons gedemonstreer in dit, dat terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Hy het gesterf wetend dat daar nog steeds mense sou wees wat hom nooit sou kies. Die tweede ding wat ons moet doen, confess your sins and ask God to forgive you. Ja, ons dink dit is so eenvoudig, maar weet jy, ek het gevind, hierdie is een van die gesondste dinge wat ons kan doen. Is om na 'n plek toe te kom, in 'n kerk, by so 'n byeenkoms soos vanoggend, of in jou binnekamer, en om net op jou knie te gaan en te sê, you know what, Lord, I am sorry. Here, ek is jammer. Dis dinge wat ek in my hart ronddra wat nie van U is nie, wat ek moet bely, waarvan ek moet skoonkom. Want ek is oortuig daarvan, ons baie van ons, baie Christene wat in kerke deesdae sit, wat hierdie swaar gewig dra van sonde en skuldgevoelens. En party mense dra swaar aan sonde wat hulle probeer wegsteek. Weet jy wat die moeilikste ding om te doen is om 'n sonde te probeer toemaak en weg te steek? Dis swaar, dis uitputtend. En mense is moeg want hulle dra hierdie laste in hulle binnekant waarvan niemand weet nie. Die Here weet. Sal dit nie beter wees om vry te wees daarvan nie? Sal dit nie beter wees om hier uit te stap vanoggend ligter, skoon gewas deur die bloed, vergewe, vry? Jesus kan dit doen. Dis hoekom hy gekom het, sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Okay. Die Bybel sê in 1 Johannes 1 vers 9, if we confess our sins, he is faithful and just, and he will, hy sal ons nie net vergewe nie, maar hy reinig ons van alle ongeregtigheid. He will purify us from all unrighteousness. So dit beteken, hy vergewe ons nie, maar hy vergeet. Hy vergeet. Hy was ons skoon. Dit vat 'n lewe, dit vat 'n hele lewe om hierdie sonde bymekaar te maak. Maar weet jy, dit kan in een oomblik van 'n uitroep na jou redder toe kan verander. Dit kan in 'n gebed verander word deur te sê, Here, ek is jammer. Ek het misluk. Ek wil huis toe kom was my skoon. Vergewe my. Ek soek my liefdes vir. Ek wil naby aan U wees. Hierdie ding wat ek hier in my hart ronddra, hou my ver van U af. Ek wil dit nie meer dra nie. Dis te swaar vir my. Dis die beste nuus wat ek al gehoor het. Ek weet nie van jou nie. Dat Jesus kom en hy vat daai laste weg. En hy was ons skoon. En maak ons lig. Van ons het dalk nodig om vandag te sê met ons lippe, Here, sal U my asseblief vergewe. En jy moet hier uitstap vandag ligter as wat jy ingestap het. God wil jou vergewe en inteendeel hy wil. Daar's 'n ander deel in die woord wat sê He delights in showing mercy.
dis vir hom lekker om vir jou vry te spreek. Dis hoekom hy sy seun gestuur het. So, ons moet eerstens besef hoe lief hy ons het. Werklik hoe lief hy ons het. En dan tweedens, ons moet hom laat weet, hoe jammer is ons vir die nonsens wat ons aanvang. En sy vergifnis vra. En dan derdens, en dit klink so eenvoudig, maar dit is so waar. Go all in with God. Weet jy, ek dink so, om Jesus godhartig te volg, is nie die manier hoe hy vra ons om te volg nie. Daar vissermanne wat daar gestaan het, by hulle bote met die nette, toe Jesus sê, volg my, het hulle nie nog met 'n net en 'n spaan van die boot saam met Jesus geloop en sê, nee, weet jy wat, maar miskien kry ons op kans om vis te vang along the line. Nee, hulle het alles gelos en hulle het opgevolg. Met hulle hele hart, met alles wat hulle het. Hulle praat, hulle doen, hulle gaan slaap, hulle opstaan. Het heeltemal verander. Hoekom? Because they went all in with God. Hulle het vol uitgeleef. Nie bietjie soos iemand wat sit net so hulle voet in die water doop nie. Nee, hulle het gehardloop en hulle het 'n bom gemaak in die diep kant en geswem. Hulle was all in. Alles. Hoe sal dit lyk? Jou lewe sal dramaties anders lyk as jy voluit gaan vir die Here. Nie maklik nie, maar radikaal verander vir die beter. Jy gaan 'n meer betekenisvolle lewe ervaar en jy gaan lief wees daarvoor. Die Bybel sê in Jeremia 29 vers 13, you will seek me and find me. Daar is die voorwaarde. When you seek me with all your heart. Here sê, jy sal my vind, maar jy moet met jou hele hart doen. Jy moet my soek met jou hele hart. Ek het nog nooit gehoor dat iemand na Jesus toe gedraai het, voluit. They went all in with God, en niks het verander nie. Ek het nog nooit dit gehoor nie. All eternity is going to be based on whether you are truly in love with God. All eternity is going to be based on whether you are truly in love with God. Nou, wil ek afsluit met 'n verhaal. Daar's 'n musical met die naam The Fiddler on the Roof. Ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie, dalk het jy dit al in 'n teater gekyk, maar die movie is verskriklik, want dit is 'n 3 ure lange movie, dis 'n marathon movie. En dit is 'n musical, so hulle sing al die woorde. So hierdie verhaal gaan oor 'n Joodse familie en die man Tevja is die pa en hy's 'n pa van 5 dogters, die Here moet hom help. En dit speel af in die 1900s in Rusland, Tsarist Russia, en hierdie pa moet vir sy dogters mans kies. Okay, so hulle kan nie verlief raak op enigiemand nie. In feite, hy doen hierdie werk nou om hierdie mans te kies deur gebruik te maak van 'n matchmaker. Dis waar hy liedjie vanaand wil, matchmaker, matchmaker, make me a match, catch me a catch. Okay, ek is heel dag hier so oor. Anyway, die oudste dogter, sy raak toe verlief op 'n man en haar pa sê nee. En hy sing so 'n liedjie wat in sy hande, tradition. En die hele movie, hierdie hele musical gaan oor hierdie clash tussen tradisie en liefde. En dis eintlik 'n baie hartseer verhaal, want éventueel breek hy verhouding met sy een dogter as gevolg van hierdie tradisie. En is hartseer. Maar tydens hierdie clash, tydens hierdie probleem wat hy nou sien gebeur, besef hy, maar hy en sy vrou was ook 'n matchmade. En hy dink toe, ek wonder of sy my liefhet. En toe die dogters weg is van die huis af, en niemand by die huis nie, gaan hy by die huis in, en hy maak die deur agter hom toe, en sy vrou is besig om te stryk op wat ook al. En hy sê vir haar, wel hy sing vir haar die volgende woorde, en hy sing, do you love me? En sy antwoord hom in 'n liedjie, en sy sê, for 25 years I've washed your clothes, I cooked your meal, I cleaned your house, I milked your cows. En sy, moet dit nie mis nie, sy lys vir hom al die dinge wat sy vir hom doen. En hy sê, nee mevrou, dis
dis nie die vraag nie. En hy sing weer van, do you love me? Sy sê weer daar, hele lys van dingetjies wat sy vir hom doen. Ek wil vandag vir jou sê, dat die Gees van die Here sing oor ons vandag. Do you love me? Do you love me? Wel, ek het na Helderbel uit gemeente toe gegaan, getroud elke Sondag. Ek het 'n Bybel. Ek glo. Dis die vraag. Die vraag is, do you love me? All of eternity is going to be based on your response to this question. Die Vader soek verhouding, nie godsdienst. Do you love me? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, baie dankie vir u woord vanmôre. Here, ek vra dat u ons sal help om hierdie vraag vanoggend eerlik te beantwoord. Heilige Gees, ek vra u dat terwyl u besig is om tot elke hart te spreek, dat u ons sal help om die regte aanpassings te maak indien ons antwoord nie ja is op die vraag. Here, ons wil u ken, ons wil u werklik ken. Daardie genoskap wil ons hê met u, Here, sodat wanneer ons eendag voor u staan, dat dit sal wees soos ou bekendes wat mekaar groet en sien, en nie soos vreemdelinge. Here, ons weet die tyd is baie min voor u terugkoms, voordat u ons kom haal, en ons wil gereed wees vir daai dag, Here. Ons wil gereed wees as Jesus kom, ons wil gereed wees vir die dag wanneer ons voor u troon van genade gaan staan. Here, ek wil vir u sê, dankie vir u woord. Dankie dat die woord ons leer en ons lei en ons help. Dat dit 'n lamp op ons pad is en dit is 'n lig op ons voet. En daarom vra ek, Heilige Gees, dat u die napreker sal wees van hierdie woord. Help ons dat as ons vanoggend besef dat ons is nie naby genoeg aan u nie. Ons het bietjie afgedwaal. Daar dalk dinge tussen ons en u gekom, Here, dat ons dit sal bely. Dat ons sal erken dat u het ons lief, Here, en dat ons sal weet dat daar's meer. En as ons voluit gaan en u najaag, Here, as ons u werklik soek met ons hele hart, dan sal u ons vind. Dan sal ons u vind. Here, dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid het om vanoggend hier te kom sit om die woord. Ek vra, Here, dat u hierdie woord sal beskerm in elke hart, dat dit sal ontkiem, dat dit sal groei en dat dit sal vrug dra, dat die woord sy doel sal bereik waarvoor